presence. I speak Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. Barmhartigheid, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Here Jesus Christus, ons Here. Ja, so ek dink, toe ek vanoggend sien het, jy weet, ons bid verskriklik vir reën die kant en ander ouens in Suid-Afrika bid dat die reën moet ophou. Jy weet, want al die oorstromings en alles wat ons hoor van, dis nogal 'n bietjie van 'n dilemma, jy weet, soos in ons gaan vandag bietjie kyk spesifiek oor gebed. Ons het die week, jy kan daai slide opbring, die week het ons week van gebed by die gemeente. En ek wil vir julle elkeen vra om te probeer uitkom. Ek weet dis nou na jou werk, jy's moeg. Jy voel dalk, ag nee, ek gaan nou maar eet, ek gaan nou maar gaan slaap of ek gaan rustig by die huis wees, maar ek wil jou uitdaag, kom saam na die gemeente toe. Dis Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag en Saterdag. Wat ons net as gemeente saam wil bid vir 'n halfuur. So julle is meer as welkom. Vir die wat dit onmoontlik is, ons sal kyk of ons dit uitsaai. Maar ons het net 'n behoefte om saam te bid. Ons gaan vandag ook kyk in ons prediking oor gebed. Wat is gebed? Jy weet, en hoe ons bid tot die Here, veral vanuit ons perspektief, hoe ons die woord verstaan, dat ons nie gebed iets maak anderste as wat dit is nie. Want dit is baie gevaarlik as jy dink dis iets, maar dis eintlik heeltemal iets anderste. So ons gaan vandag weer begin met die kinderkerk. Die kinderkerk gaan uitgaan vir ons. Ons gaan weer 'n liedjie saam met hulle sing en weer eens gemeentelede. Ons dans saam met die kinders hiervoor eintlik omdat ek wil dans. Ons dans saam met hulle want ons sê vir hulle is welkom hierso en ons maak 'n geleentheid, 'n lekker geleentheid vir hulle. So as jy 1 kind is, as jy 2 kinders is, as jy 10 kinders is, ons doen daai geleentheid. Nou hoe julle hulle kan aanspoor is om nie te sit en so te kyk vir hulle nie. Staan op en maak 'n move of sit en maak 'n beweging saam, want ons is hier om ons kinders te leer en te inspireer en te wys dis lekker om die Here te aanbid. Ons moet nie mense sê kom is lekker om die Here te aanbid, maar dit lyk asof dit 'n massiewe straf is om godsdienst te beoefen en om die Here te aanbid op so 'n manier. Soos ek sê, ons tema is gebed, so ook al die liedere wat ons sing, kom ons sing dit ook in daai meer rustigere liedere, dat ons meer kan sê, ons is op soek na U, ons bid tot U, en ons vra die Here om in ons te wees. Kom ons begin met 'n gebed, daar waar ons is, en na die tyd gaan ons sommer oorgaan na sang toe. As jy wil staan vir 'n paar liedere en dan sit, kom ons doen dit ook. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Here, ons is net hier as gevolg van U genade. Nie ons werke of ons dade, ons goedheid. Here, of selfs omdat ons onsself opgeroep het om hier te wees nie. Dis U wat ons oproep, U is die begin en die volëinder van ons geloof. U is die een wat ons genadig gehou het, ook deur die aand, dat ons vanoggend kan opstaan, en U is die een wat ons geroep het, en U is die Gees, die een wat ons liggaam gewillig gemaak het om te luister, om vanoggend hier te wees. Ja, Here, daar gebeur baie in 'n diens soos vanoggend.
Here, daar kan ook baie goeders gebeur, daar kan goed fout gaan, daar kan uitdagings wees, daar kan goed wees, Here, wat gebeur wat ons nie verwag nie, maar Here, in afhanklikheid het ons reggemaak om vanoggend hier te kom en vir U te soek. En te sê, Here, ons is hier, nie vir 'n dominee of vir 'n kerk of vir enige iemand anders, maar primêr vir U, om U te loof en prys. Gee ons daai ingesteldheid, Here, as ons saam sing, as ons saam lees uit die woord uit, as ons dalk saam dans, wat ook al ons doen. Gee ons die ingesteldheid dat ons fokus is op U. Here, nie op wat ek wil hê en wat ek soek. Here, want ons hoor so baie mense sê, ek het nog nie 'n gemeente gevind waar ek voel, ek kry wat ek wil hê nie. Here, dis nie om te kry nie, is om te gee vanoggend. Ons aanbidding, ons lof, ons eer, ons skriflesing, ons prediking, begin en eindig by U, ons Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Maak ons ingesteldheid volgens dit. In Jesus naam alleen. Amen. Ons kan maar staan vir hierdie lied en sing ons saam. Here, U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met brute krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Trooster, ons vereer U. Vir ewig sal ons U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ons by
buig neer voor U, as ons sing, Halleluja, Halleluja, aan die Koning van die eeuwe, Amen. Hemelvader, ons aanbid U, Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Trooster, ons vereer U, vir ewig sal ons U naam verhoog. Halleluja, Halleluja, ons buig neer voor U, as ons sing, Halleluja, Halleluja, aan die Koning van die eeuwe, Amen. Halleluja, Halleluja, ons buig neer voor U, as ons sing, Halleluja, Halleluja, aan die Koning van die eeuwe, Amen. Aan die Koning van die eeuwe, Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en te helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons sê saam, sola gratia, Sola gratia, uit genade alleen is ons gered. Sola fide, sola fide, geloof is om te glo in hierdie genade en in wat God gedoen het vir ons en om dit te bewerk,
Solus Christus, Solus Christus, alleen Christus, niemand anderste nie, geen ander geloof, geen ander manier nie, tot die Vader behalwe deur Christus nie. Sola Scriptura, Sola Scriptura, alleen die woord van God, nie ander geskrifte of ander maniere of ander praatjies nie, net die woord van God. En dan Soli Deo Gloria, Sola Deo Gloria. alleen eer tot God. Ons gaan nou dat die kinders vir ons uitgaan, ons gaan gou saam met hulle 'n liedjie voordoen. Julle het nou al 'n paar keer die liedjie gehoor, dis daai Echo liedjie. So julle wat nou saam kan sing, kan saam sing. Kom ons vra vir die kinders om voor te kom dans saam met ons. I want my feet to echo my words and my words echo my thoughts. I want my thoughts to echo my heart and my heart echo my God. I want my feet to echo my words and my words echo my thoughts. I want my thoughts to echo my heart and my heart echo my God. Echo, 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 echo. Echo my God, echo, 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 echo. Echo my God. Echo my God. I want my feet to echo my words and my words echo my thoughts. I want my thoughts to echo my heart and my heart echo my God. Echo, 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 echo. Echo my God, echo, 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 echo. Echo my God. Echo my God. Say my feet, my words, my thoughts, my heart. Say my feet, my words, my thoughts, my heart. Echo my God. Echo my God. One, two, three, go! Echo my God. Say my feet, my words, my thoughts, my heart. Say my feet, my words, my thoughts, my heart. Echo my God. Ja, gaan gou klasie doen, hè? Echo my God. Kom. Ons is klaar, ons gaan aan die einde. So as ons gaan kyk na gebed vandag, dan is dit seker die beste plekke waar kan ons gaan kyk rondom gebed. En ek dink die gedeelte is al oorgepreek, maar hoe meer jy preek oor die gedeelte, hoe meer kom daar nuwe wysheid en dan kom nuwe insig rondom dit. So sê gou vir my, as ons vir iemand verduidelik as gelowige, hoe moet jy bid? Wat se gedeelte sal jy na toe gaan? Ja, die Onse Vader. Ons gaan na die Onse Vader toe, want dis waar jy's wat die disippels vra, sê hulle nie, Here, hoe moet ons bid? En dan leer hy hulle
hoe om te bid. So moet julle bid. So, ons kan nie anders as om daai model eintlik maar voor te sit, en as dit is wat die Here Jesus vir ons leer, en daarin lê daar nogal 'n groot gelaaide ding van wat gebed is, en ook wat die mense op daai stadium gebed gemaak het, nê. So die Here kom spreek eers aan, hy sê nie vas is verkeerd, gebed is verkeerd, en hy sê nie daai goeds verkeerd nie, hy sê die manier waarop die mense dit doen, en wat hulle dit gemaak het, dit is waar die probleem lê. So ons kry daai in die bergrede, Matteus 5-7, en die bergrede kan ek so sê, as ek dit wil beskryf vir julle, as jy die bergrede van Jesus het, nee, dan het jy soort van 'n handves vir die lewe. Dis 'n handves van die lewe, hoe moet ek die lewe leef? As jy nou dink daar aan die begin, wat sê in Matteus 5? Geseënd is hulle wat swaar kry, geseënd is hulle wat nou treur, geseënd is hulle, so hy kom draai die hele wêreld eintlik op sy kop, en hy sê, maar dis hoe kinders van God leef, geseënd is hulle wat vredemakers is, want hulle sal kinders van God genoem word. So die Here kom in 'n wêreld waar hulle op 'n sekere manier aan God dink, en hy sê, nee, julle verstaan dit verkeerd. Dit is wat dit is, om afhanklik van die Here te wees. Geseënd, wat is die ou term vir geseënd? Uit die ou Bybel? Welgeluk, salig, gelukkig is hulle. Gelukkig is jy as jy dit so doen. As jy vrede maak. Gelukkig is jy as jy nou huil. Gelukkig is jy as mense jou bespot en allerhande slegte goed van julle sê. Gelukkig is julle, dit maak nie sin nie, nee. Maar dis die handves van Jesus. So as Jesus hier praat in Matteus 5-7, dan praat hy nie net met mense wat nie glo nie. Hy praat nie met heidene in die eerste plekkie. Hy spreek die Fariseërs en die Sadduseërs aan, so wat doen hy? Hy spreek die dominees, die ouens wat ken, die skrifgeleerdes, hy spreek die ouens aan wat dink hulle weet so baie, en wat vir jare al die Here volg, so hy spreek die gelowiges aan, en dan praat hy ook met sy disippels, en hy sê, dit is hoe julle eerder moet wees. Hy sê, die rede daarvoor is, dat julle geregtigheid moet groter wees, as die skrifgeleerdes, en die Fariseërs. Nou, Jesus kritiseer, soos ek sê, nie gebed of vas of om te gee nie. Hy kritiseer glad nie van daai goed nie. Hy sê eerder, waarom doen jy dit en hoe moet jy dit doen? Waarom doen jy dit en hoe moet jy dit doen? Nou, die voorbeelde wat in 5-7 gegee word is, hoe moet ek almoses gee? Hoe moet ek bid? Hoe moet ek vas? Vanoggend gaan ons fokus op hoe ons as gelowiges moet bid. Nou, Jesus doen iets radikaal anderste hierso. Hy spreek aan dat gebed is nie een of ander manier om God te manipuleer nie. En baie van die geloofskringe het begin dink, dis hoe ons dit doen. Jy weet, en as ek vandag kyk, baie mense is nog vas in daai ding. As ons dit en dit doen, en as ons so en so bid, en as ons soveel mense by mekaar is, en as ons dit so doen, en as ons hierdie gebedsketting 5000 keer aanstuur, dan het die Here geen ander keuse nie, en hy moet doen wat ons van hom vra. Met alle respek, mense, ek wil nie so God aanbid nie, en my God wat ek aanbid is ook nie so nie, hy word nie gemanipuleer nie. Jesus kom en hy praat oor gebed as 'n verbondsmatige afhanklikheid van God, om net 'n bietjie huis toe te bring. My kinders kan vir my vra wat ook al hulle wil, maar gaan nie vir hulle gee wat hulle vra noodwendig nie. Okay? Presies dit. Ons kan vir die Vader vra wat ons wil, en dit is om in 'n verhouding met hom te staan. Is dit te sê dat hy gaan gee vir ons, en dalk verstaan ons dit nie, want Here, ons bid nou dat dit ophou reën, en dit reën so baie daarbo, en ons bid Here dat dit reën, maar hoekom? Die vraag is, hoekom gee die Here dit nie? Ek dink dis die groter vraag. Hoekom gee die Here dit nie? En wat leer dit ons in droogte en oorstromings? Ek vat dit nou, want dis die twee goed, dink ek, wat die meeste oor gebid word in Suid-Afrika. Soos ek sê, noordelik bid, hou op, suidelik bid, asseblief Here, ons het dit nodig. Nou kan ons sê, maar, ag Here, kan u nie net, jy weet, kan ons nie net dit doen nie, nee? Maar dis nie die vraag nie. Die Here wil deur die goed hê ons moet in afhanklikheid van hom leef, en in volle vertroue, en vir hom sê, ons weet, u weet wat u doen. Gaan nie vir u sê, u weet nie wat u doen nie.
Ons weet, U weet wat U doen. En in afhanklikheid vra ons as kinders vir U sekere goed. Maar nie ons wil nie, U wil. Kom ons gaan lees saam. Wat ek gaan doen, ek gaan Matteus, jy gaan hom keer op keer weer kan opbring en net terug gaan, Elandrey, maar ons gaan lees Matteus 6 vanaf vers 5 tot 15. Dus maak die oë toe. Here, dankie dat ons die woord kan hê en dat ons kan lees nou daardeur hoe U disippels ook leer om te bid. Here, dat U vir hulle wys wat dit is, hoe en waarom. Here, want elkeen van hulle het 'n manier gehad waarop hulle groot gemaak is, en ons ook, Here, wat is gebed en hoe werk gebed? Help ons en laat ons mooi luister vanoggend. Dit is mooi hoor, Here, wat U kom sê vir ons, wat gebed is en hoe ons moet bid. Kom lei ons en leer ons in Jesus naam. Amen. En wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur mense gesien kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang, maar jy, wanneer jy bid, ga na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader, wat in verborgenheid is. En jou Vader wat in verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Nou, tot sover lees ons, en ek gaan weer 'n paar gedeeltes lees en net 'n bietjie gesels daaroor. En om te dink aan gebed word primêr hier gesien as dit is gerig aan God en nie gerig aan mense nie. Die gedeelte hier 5:6 sê hy, wanneer julle bid, moet julle nie wees soos die skynheiliges nie, want hulle hou daarvan om in sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur mense gesien kan word. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot die Vader wat in verborgenheid is, en jou Vader wat in verborgenheid sien, sal jou beloon. Nou, die Griekse woord vir hypocriet, of skynheilige, die Griekse woord is hypokrites, wat beteken toneelspeler. So letterlik is dit nie gebruik net vir geestelike kringe om te sê jy's 'n hypocriet nie. Jy sê eintlik vir iemand jy's net 'n toneelspeler, So die Here sê eintlik as jy bid, moenie toneelspelers wees nie. Het julle al gesien hoe bid party mense, jy weet, dis soos die res van die lewe lyk heeltemal anders, maar as hulle bid, dan is dit die wonderlikste woorde en alles. Dan sê die Here, moenie toneelspelers wees nie. Wees opreg. So die gebede is nie om 'n toneelspeler te wees, en hoe beter jou toneel is, hoe beter gaan die Here jou beloof, hoe beter woorde jy gebruik, hoe meer teksgedeeltes jy gebruik, hoe meer gaan die Here eintlik behaag hê in jou gebede nie. In die Ou Testament sê hy, hierdie offers wat gebring word vir my,
maak my selfs baie keer naar. So ek kan net dink, dis soos 'n kind wat kom vra en toneel speel voor die oue. Die Here sê, ek soek nie dit nie. Hy sê wat hy soek is, gebed is egte gesprek met ons Vader. Met ons enigste Vader, om te sê, ons praat, ons speel nie 'n rol nie. Nou in die gereformeerde tradisie waarin ons staan, Calvin het so 'n paar boeke geskryf, die Instituut van Christelike Geloof. Ek het dit hierso, as jy beloof om hom terug te bring, kan jy hom kom uitneem hier by die kerk, dan kan jy terugbring. Dis 3 volumes, né? En daarin skryf hy, dit is wat die Christelike geloof is, so hy verduidelik ons bietjie. En daar's die term wat hy gebruik in die institusie 3, daar by die 20ste hoofstuk, dan skryf hy, so dis dik boeke hoor, dis omtrent so, né, Richard? Hulle is omtrent so, né? Daar skryf hy, om in gebed met God te wees, is coram Deo. Dit beteken in die aangesig van die Here. Wonderlik is dit, as ons besig is met gebed, dan is ons in die aangesig van die Here. Jy's in daai, en dis die woord wat hy ook gebruik, gaan na jou binnekamer toe. Jy's in die aangesig van die Here. Dit wil amper vir my voel, as ons hierdie term gebruik, ek wil nie bid nie. Ek's te bang om te bid. Want as ek in die aangesig van die Here is, wat sal ek sê? So baie keer in my ding voel ek soos Job, dat ek eerder maar net stil bly, en dat die Here net doen wat hy moet doen. Want net nou, sê ek woorde aan 'n heilige God, nee, wat nie moet wees nie. So hierdie coram Deo, dis 'n baie gelaaide term, maar dit gaan nie oor hoe mooi jy bid nie. Dit gaan nie oor hoe lank jy bid, of hoe jy geleer is om te bid nie, want gebed moenie geleer word nie. Gebed is die persoonlike coram Deo, dis die aangesig van die Here. En ons sien dit by baie karakters, julle weet ek like die Ou Testament gebruik, maar dink byvoorbeeld aan die coram Deo, die aangesig van die Here, aanbidding van Elia op die berg Karmel. Julle weet ons almal wat daar gebeur het. Wie van julle weet nie? Wie van julle word gou verfris word, okay? So in daai tyd is Elia, hy sê, Here, ek is die enigste profeet oor wat vir U aanbid. Al die ander ouens het vir Baal agtervolg. Hy was verkeerd, daar was bietjie meer, maar hy het gevoel hy is alleen. En hy roep toe die koning en hy sê vir die koning, vir 3 jaar gaan dit nie reën nie. En hy bid en dit reën nie. En die Here sê, jy moet weer bid, sodat dit kan reën. Maar voor dit sê hy, kom almal op die berg by mekaar. Al die Baal profete, kom ons kyk, wie se God is die ware God. En dan vat hulle 'n altaar en hulle bou 'n altaar en die Baal ouens sit die kalf daarop en hulle begin bid. En hulle begin sing. En is 400 van hulle. En hulle later as die God nie hoor nie, want hy sê, die God wat hierdie altaar aan die brand steek, sonder dat hulle dit aan die brand steek, dis die ware God. En hulle dans rond. En hulle sny hulle self oop, dat die bloed vloei, jy weet. En later dan sê Elia ook vir hulle, sny bietjie dieper, roep bietjie harder, want lyk my nie asof julle God julle hoor nie, of julle wil verhoor nie. Nou kan jy dink, na hierdie hengse show en toneelspel gebeur daar niks nie, want hulle bid vir 'n God wat nie bestaan nie. Nou kan jy dink, nou sit Elia se beurt om te bid, wat dink julle gaan Elia doen? Jy weet, gaan hy nou hierdie hengse show opsit en sekere goeders doen? Wat doen hy? Kort, kragtige gebed. Here, ek's nie hier vir my nie. Ek's hier sodat die mense kan sien dat U God is. Doen wat U gesê het U gaan doen. Toe stuur die Here vuur. Hulle het buitendien het hulle die kalf het hulle met water gegooi en 'n put rondom gegrawe dat alles papnat is. En toe stuur die Here vuur. En dit verteer alles daar en die gat in die grond is al wat oorbly, want die water is ook opgesypel deur die vuur. Julle onthou nou die verhaal, nee? Ek dink dit is 'n baie bekende kinderverhaal, of 'n verhaal wat ons vir ons kinders vertel vanuit die Bybel uit, 'n bekende Bybelverhaal. En hier leer ons iets in Elia se gesprek met die Here. Dis nie toneelspel nie. Dis nie ronddans nie. Dis nie groot woorde nie, dis coram Deo. Here, doen wat U gesê het. En interessant in Elia se gesprek,
sal ons in die woord ook lees, die Here het vir Elia gesê, gaan na Agab toe, dis nou die begin van die storie, sê vir hom het gaan nie reën nie, en toe bid hy, dat dit nie sal reën nie. Om te bid, is nie net praat nie, dis luister. So om Korah om jou reg te doen, in die aangesig van die Here te wees, moet jy mooi luister, na wat die Here se wil is, want dan gaan jy reg bid. Die Here word nie beweeg deur jou woorde nie. Die Here is God almagtig. Hy doen wat hy wil en wat hy moet. Jesus verbied nie openbare gebed nie, dis nie wat hy doen hierso nie. Hy bid ook openbaar self. Johannes 11:41 tot 42 en Johannes 17 die gebed vir sy disippels. Hy bid openbaar. Al wat hy hier doen met die Onse Vader, hy herstel die binnekant. Hy sê, so moet dit binne jou wees, waaruit die gebed voortvloei. 'n Gesprek met God, nie 'n toneelspel nie. 'n Soeke na God se aangesig. 'n Stil word, 'n luister, 'n opregte praat. Matteus 6:7 tot 8 lees ons verder. Wanneer jy bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. Weereens, die Here sê nie, ons mag nie by mekaar kom sê nie, ons mag nie saam bid en goeders nie, maar die vraag is net, waaroor gaan hierdie ding altyd? Jy weet, gaan dit oor, hoe baie het ons gebid? Ek dink die WhatsApps wat so, ons is vasgevang in daai ding. Stuur dit aan vir soveel mense. Ek sê nie, moenie dit aanstuur nie, maar daai subtiele manipulasie aan die einde, die Here sal dan doen, as ons dit so doen. Ons moet dit heeltemal verwyder. Want die Here sal doen wat hy wil doen. Hy kom hierso en hy sê, die heidense gebed, sê hy eintlik, en hy spreek die skrifgeleerdes en fariseërs aan. Hy sê dit was een of ander ding wat hulle gedink het, as hulle alles reg bid en alles reg doen, dan moet God iets vir hulle doen. Dis meer 'n magic trick as enigiets anders. Dit is meer regulasies en reëls, en dit is waar die godsdiens en die vrye moontlikheid om met God te praat verskil. Ons sal terugkom daarna, maar slegs deur Jesus Christus se offer en opstanding en die Heilige Gees wat dan in ons kom woon, kan ons in die eerste plek korum deo, kan ons in die eerste plek voor God se aangesig verskyn. Voor dit kan ons dit nie gedoen het nie. Hy sê dit gaan nie oor manipulasie van 'n godheid nie. Dis hoe die ander volke dink hulle werk met God. Nee. Ons God wat die hemel en aarde gemaak het, wat alles in stand hou, hy weet alles. En hy ken alles. Wat sê hy in daai gedeelte? Hy sê in die gedeelte voordat hy sê, hierso in 8, hy sê, moenie soos hulle wees nie, hoekom nie? Want julle Vader weet wat julle nodig het, wanneer? Nog voordat julle hom vra. Weereens, soos 'n uitstekende, die beste ouer, Vader, ons Vader. Hy weet wat ons nodig het, voordat ons dit vra. Dis die kern van ons gereformeerde verstaan, dat God soewerein is, so 'n hoë woord, maar hy's heilig, alles tot eer van hom, soli Deo gloria, alles gaan oor hom, hy is alwetend. Jesus maak nie gebed oortollig of onnodig of oorbodig nie. Jesus sê, los al daai ander goeders, daai toneel, al daai goeders, en wees net voor God jouself. En bid net. Beteken dit ons kan met God kla? Ons kan by God kla. Kan ons vir God pleit? Ons kan by God pleit. Kan ons kwaad word vir God? Yes, maar ek dink jy moet net eers so 'n bietjie wag voordat jy kwaad raak vir hom. Vra eerder vir hom wysheid, né? Ek sal nie sommer vir die skepper van die heelal wil kwaad raak nie, okay? So wag net bietjie. Vra net, Here, gee my net eens geduld en gee my net eens kennis wat ek vir u wil sê. In die Heidelbergse Katekismus, vraag 116 en 117, ek het hom uitgedruk hierso, vir julle wat dit nou nie meer kan onthou nie. Hy sê daar, waarom is die gebed vir Christene nodig?
Sondag 45 vraag 16. Waarom is gebed vir Christene nodig? Die antwoord, omdat dit die vernaamste deel van dankbaarheid is wat God van ons eis. So dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God en om vir hom te sê ek is dankbaar. Nee? Dit is waar dit gaan. En omdat God sy genade, deur genade die Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtings sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. So jou gebed is meer, ek het hierdie mooi ding gehoor, sê ons gebed, as jou gebed meer is ek wil en minder dankie, dan is jy al klaar op 'n gevarepad. Nee, dit moet wees dankie. As jy nadat jy dankbaar gewees vir alles nog iets wil sê vir die Here, dan oorweeg dit baie mooi. Dan in vraag 117 dan sê hy, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Die antwoord, ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het van harte aanroep, vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en ellende reg en grondig ken, so eers die kennis van jouself en van jou situasie, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derdens het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog te wille van die Here Jesus Christus, sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Is dit nie mooi nie? Is dit nie bietjie dieper as bid net en doen dit en dan gaan God optree nie? Ons moet verstaan as ons bid tot wie bid ons. Hierdie gebed van Elia dat dit moet reën, is so mooi in daai gedeelte, dan sê hy in 1 Konings 18, so na die Karmel gebeurtenis, dan gaan bid hy nou weer dat dit reën, en is so mooi hoe Elia bid, nee? Hulle sê, met sy kop tussen sy bene, nee? So, laat ek gou dit demonstreer, hoe is dit so? En hy doen dit 7 keer, so hy doen dit die eerste keer, dan sê hy, Here het gesê ek moet bid vir reën, nou bid ek vir reën, so daar lê hy met sy kop tussen sy bene, nee? Want nou moet hy opvolg, dit wat hy gedoen het, hy moet nou wys, God antwoord nou, jy weet, en dan die eerste keer gaan kyk, dan is daar niks nie, dis net soos die Vrystaat, nee? Jy sien nie daar nagte aankom, daar's nie 'n wolkie in sig nie, en hy doen dit weer, en elke keer dan sê hy vir sy diensknegt, hardloop, gaan kyk of daar 'n wolkie is, en dan doen hy dit weer, hardloop, kyk of daar 'n wolkie is, en dan die 7de keer, nee, dan sê hy, meester, daar's 'n klein wolkie wat aankom. Sê, nou moet jy hardloop voordat die donderstorm jou vang, nee? Want God gaan dit nou laat reën. Nee? En jy moet gaan sê, sodat hulle uitkom daar, want hier gaan amper 'n vloed kom nou. Nee? Wys jou Elia se afhanklikheid van die Here. Sê nou die dag vir my seun, hy het so 'n bietjie 'n probleem met sy emosies te hanteer, en hy sê vir my, en ons is op Mighty Men, en ons het so tyd om met mekaar te praat, pa tot seun, en ons moet sê, wat kan jy vir my bid, en ek sê, Wilko, bid vir my vir geduld, en bid vir my vir wysheid, dat ek die Here meer en meer kan dien, en nader kan wees aan hom, en ek sê vir hom, wat wil jy met 'n bid vir jou, hy sê, pa, bid vir my, dat ek in my emosies kan verstaan en kan beheer, nee, mooi, toe nou die dag toe, hak hy weer uit, en hy, sy emosies beheer hy nie goed nie, en ek sê vir hom, het ons nie gesê, jy moet bid hieroor, moet ons nie bid hieroor nie, hy sê, maar ek het en het werk nie, nee, en ek sê vir hom, dis nie hoe dit werk nie, bid gedierig, bid aanhoudend, bid en vra en bid en ken en bid en soek, bid, wat ons doen, ons wil bid en die Here moet nou, hy moet nou optree, né? Dis ook nie 'n God wat ek kan bid, wat vir my luister nie. Hy hoor my gebed, maar hy hoef nie te luister vir my nie. So, gebed is dis nie 'n tegniek of 'n formule nie,
dis geen spesiale woorde nie. Dis nie 'n manier wat ons God se knoppies druk en dan gaan hy antwoord nie. Dit is totale dankbaarheid en vertroue voor die aangesig van die Here, dat hy presies weet wat hy doen. Ek gaan nie vir hom sê nie. Dat hy kennis het van alles. Dat hy weet wat ek nodig het voordat ek vir hom vra, né? En waartoe kan jy dan gaan? Dan kan jy met 'n opregte gebed na die Here toe gaan. Interessant, kom ons lees vers 9. En hier begin die Onse Vader nou eers. Dan sê hy, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Hierdie is die spulpunt of die kern van gebed. Dit gaan oor God se heiligheid, God se naam, né? God se eer. Dis waaroor dit gaan. God se majesteit. Dit gaan oor God. So as jy gedink het my gebed gaan oor my, dit gaan oor God. Wat doen die ouderlinge in Openbaring? Hoe bid hulle? Hoeveel woorde gebruik hulle om te bid tot God? Julle ken die 24 ouderlinge in Openbaring? Wat is die enigste woord wat hulle bid tot God? Ja, hulle vat hulle krone, dan lê hulle dit voor die troon van God, dan bid hulle, heilig, 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 heilig. Heilig is die Here ons God, heilig. Dan tel hulle krone op, dan sit hulle dit op hulle hoof, haal hulle weer hulle krone af, dan sit hulle dit voor die Here neer. Heilig, heilig, heilig. Heilig is die Here ons God. Ek het dit al gesê, ek dink die Here openbaar in die hemel vir ons eintlik wie hy is. En sê, yes, dit kan boring raak. Nee, dit sal nie boring wees, glo my. Want dan gaan ons eers verstaan wie hy is. En eers in sy teenwoordigheid werklik kom. Hulle sê in die teologie, God created man at the beginning, and from then, men try to create God. Nee, ons skep 'n God. Die Bybel openbaar 'n God. En as my skepping van my God kom bots met die openbaring van die woord van God, dan moet my skepping verander en aanpas. En jy sien hierso in die gedeelte, dit het my baie laat dink aan die 10 gebooie. Hoe begin die 10 gebooie? Wil julle dit gou opsê? Wat is die eerste gebod? Yes, julle moet asseblief saam met my praat, anders moet ons die 10 gebooie doen volgende Sondag. Wat is die eerste gebod? Daar's 'n maklike manier om dit te onthou. Sorry, daar's 'n maklike manier, né? Daar's net een, né? Okay? En dan as jy so maak, ons mag net voor een God buig. Daar's net een God, né? Daar's nie 2 nie, né? Dis die tweede gebod. Julle God is een. Een God, ons mag net voor hom aanbuig. Daar is nie 2 nie. Daar's een, ons mag geen ander God aanbid nie. En dan die derde ene, vat jy so 3 vingers, maak jy jou mond toe, né? Perfek, né? Ek mag nie sy naam uitelik gebruik nie, né? Okay? Dan die 4de ene, né? Ek moet die Sabbatdag heilig hou. Ek moet gou dink hoe gaan hy? Ek moet die Sabbatdag heilig hou. Wat is die 4 nou weer? Okay, ek gaan nou by hom kom. 5, né? Is eer jou vader en jou moeder, né? 6 is soos 'n geweer, né? Ek mag nie moord pleeg nie. Okay, 7 is soos 'n byl, né? Wat sê die een ou? Hy sê dis 2, nie 5 nie, 7, né? Daar's 2 in 'n huwelik, daar's nie 5 mense nie. So, ek mag nie egbreek pleeg nie. En dan 8, lyk mos soos boeie wat om die hande is, of 8, sommige plekke as jy steel, wat doen hulle met jou duime? Hulle kap hulle af, né? So ek mag nie steel nie. En dan 5 is nie 4 nie. Wat is die 9de gebod? Ek mag nie leuns vertel nie. Ek mag nie vals getuies aflê nie. Ek kan nie sê 4 is 5 nie, né? En dan 10, né? Ek mag nie begeer nie. Jy vat met al jou hande, né? Ek mag nie begeer nie. Nou dink bietjie aan die 10 gebooie. 1, 2 en 3 gaan oor God, is dit nie waar nie? Een God, mag net hom aanbid. Daar's geen ander gode nie, mag jy sy naam uitelik gebruik nie. Kyk gou hoe werk hier Onse Vader. Hoe werk hier Onse Vader? Hy sê,
Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, nee, laat U koninkryk kom. Waarmee begin my gebed? My gebed begin met God se heerlikheid en eer en almag en majesteit. Al spandeer jy, nou dink jy, Jesus, maar ek kan nie eens 20 minute bid nie. Al spandeer jy jou eerste 20 minute in jou gebed, of jou eerste 5 of 10 as jy sukkel, al spandeer jy net jou gebed aan die heerlikheid en almag en majesteit van God, weet jy wat gaan dan gebeur? Al die ander goed wat jy wou sê, dink ek sal eintlik wegsmelt in die teenwoordigheid van God. Julle sien eers God. En dan, die Here sê ook nie dat gebed net privaat is nie, want hy begin nie, hy sê na jou binnekamer toe, maar dan sê hy hierso, wat daai woordjie? Is dit my Vader of is dit ons Vader? Ons Vader. Die Here sê, gebed is ook ekklesia, dis ook in die gemeente, dis in die samekoms van gelowiges. Bid ons, nie daar op die straathoeke nie, maar hierso, waar ons voor hom vergader. Julle sien en dat hy sê Vader is nogal 'n interessante, intieme manier om te dink, want in die Ou Testament sou hulle nie sommer, Israel sou gesê het, Jahwe, nee, die Here, nee, bitter min eintlik die Vader, hy is soos 'n Vader, maar hier kom Jesus en hy maak dit persoonlik en hy sê, God is jou Vader. God is jou Vader, jy kan tot hom bid as jou Vader. Slegs deur Jesus Christus se dood en opstanding. Hierso sien ons in Galasiërs 4 vers 6 en ook in Romeine 8 vers 15, Paulus sit hierdie gedenke voort en hy sê, wat gee ons die toegang om vir God te sê Abba? Die Heilige Gees wat in ons woon, bid tot die Vader Abba. Nee. En dan weer eens, ek kan nie help om daai woord te sê en nie te dink aan ons term in Afrikaans. Wat sê ons as jy wil hê jou pa moet jou op die rug tel? Abba my. As jou gebed dalk iets van dit sal wees. Here, hier is ek. Dra my net. U weet wat in my lewe aangaan. Hier is ek, U is almagtig, U is Here. Abba, U is my Vader. Matteus 6, 9 tot 10 gaan ons lees. So moet julle dan bid, ons Vader wat in die hemel is. Okay, ons het hom gelees, jy kan net aangaan na die volgende gedeelte. Dan eers kom hy by, gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan, en laat ons nie val in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. So net daai heekstapposisie aan die einde, waarmee sluit hy af? Begin met God, koninkryk, naam, heerlikheid, hoe sluit hy af? U naam, U koninkryk, U heerlikheid. En dan is daar twee goedjies wat ons eintlik bid vir ons, né? Daaglikse brood. Here, voorsien dat ek kan leef, né? Dit wat ek nodig het, gee dit vir my, né? Die tweede een is vergewe ons skulde. Dit moet uiters belangrik wees. En my vraag is, as jou gebed meer gaan oor wat jy soek en minder introspeksie is oor wat jy kort, né, wat jy verkeerd gedoen het, dan wil ek vra, leer jy by Jesus bid of leer jy by die wêreld bid? Ek wil dit weer sê. As jou gebed meer gaan oor wat jy wil hê en minder gaan oor jou foute om te sê, Here, ek skuldig, vergewe my en help my om ander te vergewe, dan leer jy nie by Jesus bid, jy leer by die wêreld bid, en dan moet jy besop. Het gaan meer oor, Here, vergeef my, help my om ander te vergewe. Daai goed is baie meer belangrik as 'n Ferrari of 'n Porsche of dit is baie meer belangrik. Dit bly op die ou end. Die Here is baie erg oor vergewe, want hy sluit af, dan sê hy, as julle ander nie hulle vergeef nie, wat sal julle Vader doen? Julle Vader sal ook nie julle sondes vergeef nie. En ek het al teologies heen en weer gekyk en probeer, ek het self my oë probeer kruis om te kyk of dit dalk iets anders te beteken nie, maar dit beteken dit wat daar staan. Die Here, vergifnis is vir die Here belangrik. Gee ons daaglikse brood, in daai gedeelte staan dat die Here weet wat ons nodig het. Dis amper soort van 'n sending gebed. As die Here ook die 72 uitstuur, wat sê hy vir hulle? Moenie vir julle reissak saamvat nie, moenie vir julle kos saamvat nie, moet niks saamvat nie, want wat sal ek doen? As julle doen wat, ek sal vir julle voorsien. Matteus 6:33, beywer jou vir die koninkryk en ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Ek het nou eendag 'n gesprek met iemand,
Kyk bietjie waar jy kry wat jy nodig het en dan vra jy, dien jy die Here in daai sweer, né? Die Here gee vir ons as ons sy koninkryk bou. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Daar's net een wat ons eintlik kan beskerm. En dit kom terug na Psalm 23, wat staan daar so mooi? Die Here sal ons beskerm met wat? Met die stok en met die staf. Hy beskerm ons van die buitengevare, maar van wie beskerm hy ons ook? Hy beskerm jou van jouself. As jy afdwaal, dan hak hy jou terug. En daarvoor moet jy vir hom vra, Here, vergeef my. En vergeef my dat, help my om ander ook te vergewe. Moses doen dit nogal baie goed in die Ou Testament, Eksodus 32. Wat het daar gebeur? 32, 33, die kalf is gebou, né? Die 10 gebooie, né, die verhaal word daar gesê, en dan na dit, dan word die volk veroordeel. God sê, uit my pad uit Moses, ek gaan hulle almal tot niet maak. Wat sê Moses dan? Dan roep die Here hom op vergifnis. Dan roep Moses die Here op vergifnis. Die Here het nie vergeet nie, maar wat doen Moses? Hy sê, Here, onthou, U is 'n God wat barmhartig is. Onthou, U het hulle uit Egipte uitgelei. Wat sal ons vyande nou van ons sê as U nou almal doodmaak in Egipte? Die Here kon dit gedoen het, hy het dit al voorheen gedoen, hy het almal doodgemaak, toe begin hy weer met 'n gesin, nee, met Noag. Hy wou dit doen met Moses, maar wat sê Moses vir hom? Here, onthou, U is 'n barmhartige, lankmoedige en genadige God. Asseblief, moet niks aan hulle doen nie. Vergewe hulle. As dit moet, neem my lewe. Los hulle. Ons moet bid vir vergifnis. Paulus in die Nuwe Testament, 1 Filippense 9 tot 11, hy sê, hy bid hier, wat sê hy? Dat ons tot kennis en volle insig kan kom, vervul mag wees met die vrugte van geregtigheid, dat ons God se geregtigheid sal soek. Ons het 'n bietjie gepraat aan die einde van die gebed, vers 14, 15, ek wil hom net klaar lees, vers 14 en 15, oor die vergifnis. Dan sê hy, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Hierdie is by uitstek baie belangrik vir die Here, want hy herhaal dit na sy gebed. Die slot, en ek som dit op, en ek sal hierdie op die kerk op pad groep se die Heidelbergse katekismus, want weet julle wat is die interessante ding, ons almal staan hier voor, en ons sê, wat is die 3 goed wat jy gesê het toe jy belydenis van geloof afgelê het? Of as jy aantree vir 'n amp by die kerk, wat sê jy? En jy sê, ek bely ek's 'n sondaar, ek het as 'n sondaar in die wêreld gekom, maar ek bely ook, ek staan onder die verlossing van Jesus Christus. Tweedens, ek glo, alles wat geleer word hier in die kerk en uit die woord uit, en soos dit saamgevat word in die belydenisskrifte, dan praat jy met party mense en dan is dit asof die belydenisskrifte vir hulle Grieks is, en dis vertaal in Afrikaans ook vir ons. Want die belydenisskrifte sê vir ons hoe ons die Bybel verstaan en glo. Nie opgemaak en gevat uit die lug uit nie, maar hoe die Bybel homself interpreteer en gee aan ons. So ek sal dit op die groep sit. Aan einde, gebed is nie 'n bysaak nie, gebed is nie 'n ritueel nie, gebed is nie manipulering nie. Gebed opreg, as jy wil gaan kyk, Elia, Moses, Paulus en nog vele meer in die Bybel. Hulle erken wie God is, hulle erken dat God soewerein is, dat hulle omhels die middelaarskap in Jesus Christus om coram deo te wees, in die gesig van God te staan. En dan nie vir God te sê, ek dink ek weet beter as jy nie. Om te sê, Here, U weet alles. Leer my hoe om met U te praat. Leer my hoe om met U in gesprek te wees. 'n Gemeente wat bid so op so 'n manier, in verborgenheid, maar met vertroue op die Here, dis werklik, dink ek, indrukwekkend vir die wêreld, want hulle sien nie die gebede nie, want ons show dit nie, maar hulle sien die uitwerking, hulle sien die koninkryk word gebou. Kom ons wees so 'n gemeente wat met ons Vader praat, eerder as om hypocrites te wees of toneelspelers. Kom ons wees die wat in ons binnekamer bid, maar wat ook saamkom en opregtheid vra vir die Here en sê vir die Here, ons weet U weet alles. Alle eer en heerlikheid en mag behoort aan U. Wys ons wat om te vra van U. In plaas van om te sê, ons gaan vir die Here sê en hy moet optree.
Mag die Here ons leer bid, nie met woorde alleen nie, maar met ons hele lewe, en soos die Bybel vir ons 'n voorbeeld is. Amen. Here, baie dankie dat U die disippels leer om te bid, en van ons ook vandag nog leer om te bid, soos ons die afgelope tyd ook in die prediking hoor. Here, daar's baie stemme oor gehoorsaamheid, baie stemme oor die vertroue en geduld, baie stemme van die wêreld wat sê dis so en so en so. Help ons dat die primêre stem U sal wees, en Here, soos ons U gevind het en gesoek het in U woord, dat U woord die primêre bron sal wees van hoe ons U kan ken. Want Here, dan gaan ons nie fout gaan nie, want U loop duisende jare al saam met mense pad. Ek is nie iets niets nie. Vanoggend voordat ons begin het, Here, as ons so mooi gebid, help ons om te besef wat ons is. Ons is stof en U is God. U is ewig en ons is tydelik. Here, help ons in ons gebed, vir U soek, en ook vir U vra, hoe bid ek tot U? Wat vra ek vir U? Help ons om te luister, voordat ons bid en groot goed wil doen, en toneel wil speel. Help ons om te bid. Help ons ook hierdie week, as ons nou ook in ons hart voel, Here, dat ons wil meer van U weet, ons wil meer met U praat, ons wil koram deo wees met U. Dankie, Here, vir die geleentheid van die week wat kom, van week van gebed, dat ons as gemeente hierdie wonderlike gebou het om by mekaar te kan kom. Help ons om daai tyd af te staan, om as gelowiges by mekaar te kom, en net U aangesig te soek. Help ons hierdie week om nie te fokus op te sê iets van U nie, te preek oor U nie, maar te praat met U, en te luister na U. Ons maak ten minste tyd daarvoor, Here. Help ons en gee ons die nodige ywer, dis die woord, Here, dat ons sal opdaag en by U voete kom sit. Ons bid en vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Okay, ek dink daar's net 'n aankondiging en dan is daar een lied wat ons gaan, daar's nog een lied, né? Is daar nog een lied? Ek dink ons kan opstaan en dan kan ons die een saam sing, ons Vader wat in die hemel is, en dan gaan ek net vir ons 'n lied speel, waarna ons dan ook kan uitgaan. Kom ons staan op en dan sing ons weer hierdie Onse Vader lied. Sê vir my, is daai my siel, my gees, my liggaam is ook daar, né? Ons sing om eerder. Richard kom vorentoe, dan gaan jy saam met hy begin so, dan sê hy praat oor Jahwe. Nee. Heel aan die begin is daar 'n lied, dink ek, wat ons geskiep het, Elandrey. My gees, my siel, my liggaam. Ja, kom ons sing om eerder. Okay. Kom ons sing die Onse Vader. Julle ken die woorde, hy gaan nou opkom. Ek gooi jou nou 'n bietjie rond. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig
So ons speel met die ouens as hulle uitgaan. Kom ons sing die seën. Okay, ja, ons het ons eerste opleiding, die einde van die maand, die 31ste, vir Hope for Kids. Ons sal volgende Sondag het weer aankondig. Asseblief, ons het volunteers nodig by skole. So wat beteken dit? As jy 'n halfuur in 'n week het, 'n halfuur, om by kinders by 'n skool die evangelie te gaan verkondig, asseblief, kom vir opleiding. So as jy nou voel die Here sê, jy is dalk, los al daai verskonings, né? Wat jy nou gaan maak as jy nou uitstap uit die deur uit, of wat jy nou al klaar begin dink, los al daai verskonings, sê net, ja Here, hier is ek is bereidwillig, dan kom jy vir die opleiding, en dan kan jy saam dien. Daar's koffie en tee na die tyd, kom ons sing vir mekaar die seën, geen verjaarsdag nie. Laaste net, het gaan goed met oom Martin, hy is nog steeds, hy is by die huis, sy vrou kyk mooi na hom, hy is nog bietjie op suurstof, en dan Sissie dans, sy is thuis, en dan moet ons ook net dink, en ons sal spesifiek tyd maak die week, oor die vloede, en oor die droogte, altyd te bid, en vir die Here te vra, Here, hoe nou? Oorstroom, en dis te droog, Here, hoe nou? Ons sing, die Here seën jou, en hy beskerm jou, hy skyn sy lig oor jou lewe, hy sal jou genadig wees, en altyd naby wees, hy gee jou elke dag, in sy vrede. Die Here seën jou en hy beskerm jou, hy skyn sy lig oor jou lewe, hy sal genadig wees en altyd naby wees, hy gee jou elke dag sy vrede. Die Here seën jou en hy beskerm jou, hy skyn sy lig oor jou lewe, hy sal genadig wees en altyd naby wees, hy gee jou elke dag sy vrede. Kyk my, ek kyk julle in die oë, kyk julle in die oë, sien julle môre aand, 6:30 in die kerk. Okay. Kom ons gaan drink koffie saam. My gees, my siel, my liggaam, wy ek aan U, Jahweh. Ek lê my as 'n offer voor U vir ewig Heer. My alles op die altaar en wachtend op die vuur. Wachtend, ja wachtend op die vuur. Jahweh, my sterke Vader, sien my genade gaan, en maak my rein en heilig, U woord bly ewig staan. My alles op die altaar, en wachtend op die vuur. Wachtend, ja wachtend op die vuur. U lig bestraal die harte, wat gans op U vertrou. Ontsteek U vuur in my oor, leer my op U te bou. My alles op die altaar, en wachtend op die vuur. Wachtend, ja wachtend
wachtend op die vuur. Jahweh, almagtige Vader, ek pleit U om genade. My gees en siel en liggaam, 'n offer aan U, Jahweh. My alles op die altaar en wagtend op die vuur. Wagtend, 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 ja wagtend op die vuur. It's time to sing